Ons Here Jesus, U is die fundament van ons lewens. Geloof in U is die fundament van elkeen van ons lewens. Here, kom ontmoet ons vanoggend in die woord. Versterk ons geloof deur die Heilige Gees. Help ons om in ons geloof te groei. Here, vanoggend dink ek, toe U die gelykenis van die onregverdige regter vertel, toe eindig U die gelykenis met die woorde, maar sal die seun van die mens geloof vind, wanneer hy weer terugkom. Here, daarom weet ons so belangrik om in ons geloof in U vas te staan in hierdie tye. Here, dit wat tussen ons en U staan, wil ons vanoggend vir U oorgee. Dankie, Here, vir U genade, dat as ons gefaal het, as ons gesondig het, dan kan ons dit vanoggend voor U bely. En U is getrou en regverdig. U sal ons vergewe, U sal ons reinig van alle ongeregtigheid. Dankie ook, Here, dat ons wat baie keer so oorlaai is en so moeg raak, dalk moedeloos raak langs die pad, alles aan U kan oorgee, want U sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Kom, neem my juk op julle en leer van my, want my juk is sag en my las is lig. So Here, ons gee vanoggend aan U elke bekommernis oor, elke ding wat ons pla, gee ons oor, alles wat tussen ons en U staan, gee ons vanmôre oor, in Jesus se naam, in Jesus se naam. Dankie, Here. Here Jesus, mag ons aanbidding vanoggend tot eer van ons hemelse Vader wees. Mag alles wat ons doen tot eer van ons Vader in die hemel wees. Ek bid dit in Jesus in U naam, Here. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees in Lukas hoofstuk 4. En voor ons daar lees, wil ek nou net sê, en ek het klaar gebid ook daarvoor, dat ons gaan vanoggend praat oor geloof. Want alles gaan oor geloof. In Efesiërs 2 vers 8 staan, uit genade is julle gered deur geloof. Maar dan sê die woord van die Here ook, maar hulle wat regverdig is, hulle wat gered is, hulle sal uit geloof lewe. So alles gaan om geloof, geloof in die Here Jesus. En vanoggend gaan ons kyk na nie alles wat ons kan sê oor geloof nie, dit sal jare se preke vat, maar wat die Here ons leer, wat belangrik is, wanneer ons sê ons glo in God. Kom ons maak oop by Lukas hoofstuk 4. Ons gaan lees van vers 25 af. Net die standaard was sekerlik baie, en dan kom ons op die bord, weduwees in Israel wat hulp nodig gehad het in Elia se tyd, toe dit 3,5 jaar nie gereën het nie, en hongersnood in die land geheers het. Tog is Elia nie na enige van hulle gestuur nie, maar wel na 'n weduwee in Sarfat, 'n vreemdeling in die gebied van Sidon.
of dink aan die profeet Elisa, wat Naaman die Syriër genees het, eerder as die baie mense in Israel wat aan ernstige velsiektes gely het. Toe die mense in die sinagoge dit hoor, was hulle woedend. Ons lees net tot sover eers. Nou, Lukas hoofstuk 4 begin met Jesus wat in die 40 dae in die woestyn ingelei was deur die Heilige Gees en daar versoek was deur die duiwel en sterk gestaan het daarna. En toe Jesus uit die woestyn uitkom, toe gaan hy eers na die gebied van Galilea toe, die gebied daar waar hy groot geword het, en hy begin daar die evangelie verkondig, en Jesus het baie tekens en wonders gedoen, terwyl hy saam met die verkondiging van die evangelie. En toe gaan Jesus na sy tuisdorpie toe, Nasaret, daar waar hy groot geword het. En op die Sabbatdag, die Saterdag, toe gaan hy na die sinagoge toe, en die Jode het 'n leesrooster in hulle sinagoges, en daai Saterdag was dit Jesaja 58, en Jesus gaan daarna en hy begin rol die wetrol of die boekrol oop, en hy begin lees, en hy lees daar, die Gees van die Here is op my, die Gees van die Here het my gesalf om die goeie nuus te bring, die Gees van die Here het my gesalf om aan te kondig, dis 'n genadejaar van die Here, daar's vrylating vir die mense wat in gevangenskap is. En toe Jesus het klaar gelees het, toe sê hy vir die mense in die sinagoge, julle is getuienis dat hierdie woord, hierdie profetiese voorspelling van wat die Messias gaan kom doen, julle is teenwoordig terwyl dit nou vervul word. En die godsdienstige leiers in die sinagoge was nie onmiddellik teen Jesus daaroor nie, hulle het soos die Engelse sê, gepatronise, hulle was uit die hoogte uit, hulle het gesê, ag, mooi gepraat, en jy is mos die seun van Josef, is jy nie die seun van Josef nie? Onmiddellik, op 'n mooi manier, wou hulle toe vir Jesus net mooi daar op sy plek sit. Maar Jesus, wat hy doen is, hy swaai alles om, waar hulle uit die hoogte uit wil neerpraat op Jesus, vat Jesus dit en sê, nee, moenie oor my praat nie, kom ek wys vir julle geloof is nie voldoende nie, julle skiet tekort, julle dink dalk, julle het alles wat nodig is, want ons lees in die Bybel en in buite Bybelse tye, dat daai tyd, die godsdienstige leiers vreeslik baie gedoen, dat mense moes sien, hulle is 'n godsdienstige leier. Hulle het spesiale klere aangehad, hulle gebedsklere, die talitot wat hulle dra, het hulle ekstra lang toshokkies aan die kleed gehad, hulle het 'n verskriklike vertoon gehad, en hulle was baie gestel daarop, dat hulle al die klein wetjies puntenerig nakom, dat hulle het geweet uit watter stam hulle is, hulle het gesorg dat hulle op die 8ste dag die kinders besny word, en al die goed, en eintlik het hulle gekom, en vir Jesus sê, ons bring klomp goed tafel toe, wanneer dit kom by geloof en aanbidding, en Jesus kom, en hy swaai dit om, en hy wys vir hulle wie hulle is. Hy sê vir hulle, julle skiet tekort in geloof, en dan hy begin by die profeet Jesaja, wat die grootste profeet van die Jode was en is, en toe gaan hy na 2 van hulle ander grootste profete toe. Toe sê hy, kom ek vertel julle, ek het vervul wat Jesaja geskryf het oor die Messias. Maar kom ons kyk na Elia, en ons kyk wat ons oor geloof kan leer by hom. Nou in 1 Konings 17 lees ons dat in die tyd toe daar 3,5 jaar droogte was in Israel, in die tyd toe die koningshuis heeltemal geval het en in afgoddiens verval het, toe was dit baie swaar vir Elia op 'n stadium,
en hy moes uit die Israel uitgaan. En hy moes na 'n buurland toe gaan. En hy moes daar na 'n klein dorpie met die naam Sarfat toe gaan. Nou, Sarfat was in die Bybelse tyd die land net noord van Israel, het bekend gestaan as Fenisië, en vandag ken ons dit as Libanon, en daar, hy gaan uit die grondgebied uit, en hy kom daar by 'n weduwee. En nou sê Jesus, kom ek vertel julle, wat is vir God belangrik, wanneer dit kom by geloof. Elia kom daar, en hy gaan sit by die put was droog gewees, of daar was water, maar bietjie, baie min. En hier's 'n weduwee, en sy het 'n ou klein bietjie water, en die profeet sê vir haar, bring vir my water om te drink. En sy vat dit, die min wat sy het, en sy gee dit vir die profeet, en hy drink dit. En hy sê vir haar, maak vir my 'n broodjie om te eet. Geef my brood om te eet. En sy sê vir hom, ek het so klein bietjie meel oor, en ek het klein bietjie olie oor. Dis wat ek het. Ek was eintlik nou besig om vir my en my seun 'n laaste maaltyd te maak. Dan moet ons maar sterf van hierdie droogte. En hy sê, vat daai meel en olie, maak vir my 'n brood. Dan sal jy sien, God sal vir julle voorsien. En sy gaan en sy maak 'n broodjie en sy gee dit vir die profeet van die Here. En die tyd wat Elia daar moes bly by die profeet, het hulle olie nie opgeraak nie, hulle water het nie opgeraak nie, maar daar was 'n geloof by haar om te sê, ek vertrou op die God van Israel, dat ek sal my laaste meel en olie vat, ek sal daarmee brood bak, ek sal dit vir die profeet gee, want ek vertrou, dan sal God verder voorsien. Dis die eerste ding, en ek gaan net gou saamvat wat ons leer by hierdie weduwee. Toe in die tyd wat Elia daar bly, toe gaan hierdie vrou se kind dood, haar enigste kind. Sy is klaar weduwee. En haar woorde aan Elia was, maar met die profeet wat in my huis gekom het al my sonde voor God nou my kind laat sterf. Hoekom het hy eerder nie gekom nie? En Elia vat daai seentjie in sy arms, hy dra hom na die bokamer toe, en hy bid vir die Here, en die Here gee sy lewe terug, en hy bring na sy moeder toe 'n lewende kindjie. Nou kom Jesus in Nasaret, dorpie waar hy groot geword het, en hy praat met die Engelse woorde, het 'n woord pompous. Hy praat met hierdie opgeblaase geestelike leiers, wat eintlik gedink het, Here, ons bring soveel tafel toe, en hy sê vir hulle, julle het nie die geloof wat God behaag nie. Daai weduwee was in die eerste plek 'n heiden. Sy was 'n Fenisiër. Maar sy het gedoen wat God sê om te doen. Sy het 'n blindelingse gehoorsaamheid gehad. Dis die eerste ding. Die tweede ding is sy was bewus van haar sonde. Nou, wanneer ons bewus is van ons sonde, dan kom ek net nie na die Here toe in gebed en ek slaan op my bors en ek sê, Here, hier's ek, kyk wat ek doen nie. Dan kom ek op my knieë. Dan kom ek met 'n ander gesindheid. En Jesus sê vir die pompes, vir die opgeblaase godsdienstige leiers, dit het julle nie. Julle het nie daai blindelingse gehoorsaamheid nie. En julle het nie 'n bewustheid van julle eie sonde nie. En die Bybel sê, die ouens het toe begin warm raak. Toe sê hy, maar kom ons vat die een wat vir Elia opgevolg het, Elisa. En ons blaai aan na 2 Konings hoofstuk 5 toe. Nou, in daai tyd wat Elisa geleef het, was aan noord van Israel 'n magtige land, die Syrië, maar dit het eintlik as Aram bekend gestaan. En die hoof van die leer
van die Arameërs was 'n man met die naam Naaman. En hy kry melaatsheid. Hier staan 'n ernstige velsiekte, en dis hoekom ek dit lees, want melaatsheid is nie 'n siekte wat meer algemeen is nie, en ek doen dit vir die kinders, dat ons weet melaatsheid is 'n ernstige velsiekte. Maar in Naaman se huis was daar 'n diensmeisie gewees. Nou die Arameërs het gekom, wat hulle gedoen het, hulle het 'n leer bymekaar gekom, dan stroop hulle lande, en hulle soldate vat net wat hulle wil, en hulle kom met al hierdie skatte terug, en onder andere het hulle mense weggevoer as slawe, en die arme lande wat klein en swak was, moes maar die hele tyd net opgee en opgee. En Israel was op daai tyd, omdat hulle nie op God vertrou het nie, was hulle op daardie tyd uitgelewer aan lande, aan moondhede wat sterker as hulle was. En die Arameërs het onder andere 'n dogter weggevoer. En sy is in hierdie huis van Naaman, die leier van die leer van die Arameërs, is sy diensmeisie, sy dien Naaman se vrou, sy is sy vrou se een vroutjie wat hom dien, wat haar dien. En sy sê van Naaman se vrou, my Heer moet na Israel toe gaan. Daar is in Israel 'n profeet in Samaria, en daai profeet sal hom gesond maak. En ek gaan nou so 'n deeltjie van die storie uitsny, maar Naaman vat 'n klomp geld en geskenke saam, en hy kom in Samaria by die huis van Elisa, die profeet. Maar hulle sê hy het met 'n gevolg, hy het met strydwaans en perde daar aangekom, want hy het vir sy koning gaan sê, ek wil gaan laat hierdie profeet vir my bid, en die koning stuur sy hoofman, die hoof van sy leer, stuur hy met 'n magtige klomp mense. En hier kom hulle met 'n magsvertoon aan met strydwaans en perde, en by die profeet se huis, en die profeet het geweet van Naaman, en hy stuur 'n diensknegt uit na Naaman toe, en hy sê, gaan was jou 7 keer in die Jordaanrivier, en dan sal jy van jou melaatsheid genees word. Maar Naaman wip hom, hy neem aanstoot, hierdie profeet eer hom nie, hy is dan hierdie magtige man, hy kom nie self uit nie, hy stuur sommer net 'n boodskapper en sê, gaan was jou 7 keer. En hy wip hom, en hy is op pad terug, en hy sê, in Aram het ons baie groter en betere vure, en hy is op pad terug met sy melaatsheid, hy is besig om te sterf. En die mense wat in sy diens is, van sy dienaars, 'n groep van hulle kom na Naaman toe, en hulle sê vir hom, Vader, my Vader, ons is nou hierso, moenie aanstoot vat nie. Ons is hierso, wat gaan jy verloor om jou 7 keer in die Jordaan rivier te gaan doop? En Naaman laat hulle hom ompraat, en hy gaan was hom 7 keer in die Jordaan rivier, en die Bybel sê, toe hy daar uitkom, is sy vel soos die van 'n jong mens. Is volkome genees. En hy gaan terug na Elisa toe, en hy sê, hoor hierso, het ek 'n skatte, en ek dink dit was iets soos 50 kilogram goud, en klomp 100-200 kilogram silwer. Elisa hy en sy nageslag kon ryk wees, en 10 stelle mooi klere, en so meer. En Elisa sê, ek wil niks sê nie. Naaman sê, ek dring aan, Elisa sê, nee, niks nie, want Elisa wil gehad het, dat Naaman op geen voet kan staan nie. Hy het absoluut niks gedoen om te verdien wat God vir hom gegee het nie. En Naaman sê, nee, dis reg, dan sal ek dit vat. En hy sê, maar wat, ek sien nou, die God van Israel is die enigste ware God. En hy begin die God se eie naam gebruik in 2 Konings 5. Dink dan vers 17, 15, 17 sê hy, ek sal net van nou af vir die res van my lewe sal ek net vir Jahwe aanbid. Hy gebruik God se eie naam. Daai naam Jahwe moet ons met baie respek gebruik, want daai naam is soos my naam Wynand is, soos julle elkeen 'n noemnaam, 'n eie naam het, so is daai naam
die God wat ons aanbid, sy eie naam. Hy sê, ek sal net hom aanbid. Hy sê toe vir Elisa, mag ek van hierdie grond hier voor jou huis, mag ek soveel soos 2 donkies kan dra, 2 donkies sagte sand saamvat en dit daarna my huis toe vat. Want in die Bybelse tyd was gode gebind aan 'n sekere gebied. Maar ons God is die God van alles. En dis ook wat Jesus hier wys. Hy sê vir die Jode, 2 heidene het meer geloof en beter geloof as julle. Maar hy sê ek soek 2 donkie vragte sand. En hy wil dit saamvat en dan op 'n plek in sy huis wil hy dit gaan uitgooi, dat wanneer hy vir Jahwe aanbid, wat hy sê, ek gaan hom aanbid vir my hele lewe, dan wil hy op die grond van daai God staan en hom aanbid. En hierdie stukkie was al vir my 'n bietjie erg, want hy sê toe, maar een ding wil ek vir u vra, profeet, en dit is wanneer my koning gaan hom sy afgod aanbid, en hy sê ek sal nooit weer enige afgod aanbid nie, maar hy sê wanneer my koning gaan hom sy afgod aanbid, dan leun hy op my arm, want ek help hom om te kniel, en dan moet ek ook saam met my koning kniel, wanneer hy sy afgod Rimmon aanbid. En die profeet Elisa sê vir hom, gaan in vrede, gaan in vrede. En hy is daar weg, en nou kom Jesus, nou sê hy vir hierdie opgeblaase godsdienstige leiers, hy sê vir hulle, julle geloof skiet tekort. Kom ek vertel vir julle van 2 heidene, wat vir julle kan leer hoe om te glo, wat vir ons kan leer hoe om te glo. Die eerste is 'n weduwee wat toe God gesê het, toe doen sy. So geloof word gemeet aan gehoorsaamheid. Die broer van die Here Jesus het 'n boek geskryf, die boek Jakobus, die hele boek gaan daaroor. Dat geloof sonder werke wat by daai geloof pas. As ons dade nie ons geloof wys nie, dan is ons geloof dood, sê Jakobus. So hierdie vrou se dade het gewys, sy glo in hierdie God. En hierdie vrou het 'n bewustheid gehad van haar eie sondigheid voor God. Toe sê hy, maar hierdie leeroffisier, Naaman, het God gedien met sy hele hart, en dit mis julle. Hy het gesê, ek sal op die grond van hierdie God aanbid vir die res van my lewe. Hy het nie geweet van al die klein wetjies en al die goed wat hulle moes nakom nie. Maar wat was by Naaman reg gewees? Sy hart was reg gewees. Sy hart hoe hy God wil aanbid. En Jesus sê vir hierdie Joodse leiers, julle harte is verkeerd voor God. Hy sê, julle dink julle bring tafel toe, iets tafel toe, julle is uit 'n sekere stam, julle kom al die wette na, julle hou die sabbate, julle dra ekstra lang gebedsklede, maar julle is nie gehoorsaam nie, julle is nie bewus van julle eie sondigheid voor God nie, en julle harte, julle dien God nie uit 'n suiwer en 'n skoon hart nie. En op daai oomblik ontbloot Jesus hierdie godsdienstige leiers, en hulle raak so kwaad. Hulle vat Jesus en wou met die geweld by 'n krans gaan afgooi. En dan sê die Bybel vir ons, hulle het Jesus gebring tot by die krans, en toe kon hulle niks doen nie. Toe staan hulle net daar en Jesus loop weg. En weet julle, die Bybel sê nie een keer weer vir ons, dat hy Nasaret toe gegaan het nie. Ooit weer nie. En nou moet die vliegtuig land, en ons moet dit wat Jesus ons geleer het in Lukas 4 op onsself toepas. Kom ons staan voor die Here om dit te doen.
André, as ons klaar gebid het, dan sing ons sommer weer daai heel eerste lied. Want waar hy sê, go to the left, want dit is eintlik wat daai vroutjie ons leer. As Jesus sê spring, dan moet ons sê, Here, ja. Here Jesus, ons kom voor U, en ek weet, Here, dat nie een persoon hier dink ons bring self iets tafel toe nie. Ek weet dit sommer, Here. Ons kom na U toe, Here, want ons weet, ons het niks om te gee nie. Ons kom na U toe, Here, want ons weet, alles is genade. Here, help ons om mense te wees wat met geloof lewe. Geloof waar ons doen wat U sê, soos die weduwee van Sarfat, waar as U in ons harte druk om iets te doen, dan doen ons dit deur die krag van die Gees. As ons in die woord lees wat U van ons wil hê, dan doen ons wat die woord sê, want dit is om met geloof te leef. So Here, help ons om dit te kan doen, om aan U gehoorsaam te wees. Moet die Heilige Gees ons help. Ons bid vanoggend, Here, dat die Gees ons elkeen sal vul, die Gees ons elkeen sal lei en sal help om met geloof te lewe, en dit is om gehoorsaam te wees. Tweede ding, Here, om met geloof te leef, is om 'n bewustheid te hê dat sonder Jesus is ek 'n sondaar. Sonder Jesus is ek niks nie. Jesus het alles gedoen, ek het niks gedoen nie. Jesus het alleen aan die kruis gehang en die volle prys betaal. Ek kan niks daar bydra nie. Here, wanneer ons bewus bly van ons feilbaarheid, van ons sondigheid, wat in ons menslike natuur is, Here, dan kan ons U behaag, want dan buig ons knieë, dan gee ons vir U al die eer, heeltyd, dan is ons heeltyd afhanklik van U, Here. Here, en U wil geloof hê, waar geloof kom uit 'n regte hart, uit 'n suiwer hart. Nou, almal het niks geweet van die godsdienstige reëls van die Jode nie, maar hy het 'n hart gehad wat die God van Israel aanbid. Hy het ek seker hy daai diensmeisie gevra, hoe nou? Help my. Maar nog steeds was dit wat Jesus uitlig, sy hart voor U. Here, ek dink aan Dawid, waar U sê Dawid was 'n man na U hart, en toe U Dawid salf as koning in 1 Samuel 16, toe sê vir Samuel, kyk nie na sy uiterlike nie, kyk na sy innerlike, kyk na sy hart soos ek kyk na sy hart, en U wil hê ons moet gelowige mense wees, wat U met 'n skoon en opregte hart dien. Here, help ons om so met geloof te leef. Here, help elkeen van ons hier, dat as U terugkom, gaan U geloof in ons kry. Geloof van gehoorsaamheid, geloof van afhanklikheid, geloof waar U uit opregte hart gedien word. Ek bid dit in Jesus se naam. Kom ons gee so 'n paar sekondes wat elkeen net self met die Here kan praat, en dan Andrei, so 20 sekondes, dan gaan ons.